Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 97. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer en juig saam met die strande van afgeleë lande. Ons staan vir die sing van vers 1 en 2, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige, ewige koning, U aan wie ons vanaand ook wil toebring die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. U alleen wil ons vanaand verheerlik, aan U alleen wil ons al die eer gee. Juis omdat ons weet U leef en U regeer van ewigheid tot ewigheid. Ingeperk deur geen tyd of plek of mates nie. U die bron van alles wat goed is ook in ons lewens. Daarom wil ons vanaand ook bid dat U elkeen van ons deur U Heilige Gees ook sal leer en sal lei, sodat ons ook in U woord geanker sal wees en nie deur elke wind van dwaalleer op hierdie aarde heen en weer en op en af geslinger sal word nie. Ja, dat elkeen van ons mag weet en mag glo dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Die liefde wat ewig vas in Christus Jesus, ons Here bly. Ons vra dit wetende dat ons is sondaar mense.
elkeen van ons ook skuldig voor U. Wat nie anders kan as om in die naam van ons Here Jesus Christus te pleit dat U ons sal vergewe nie. Maar ook te vra om die werking van U Gees in ons lewens, dat ons lewens ook as 'n dankoffer aan U toegewy kan wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vanaand, broeders en susters, Psalm 99. Ons luister saam vanaf vers 1. Die Here regeer. Die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs. Die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet U groot en gevreesde naam prys. U is heilig. U is die magtige koning. U het die reg lief. Wat reg is, het U tot stand gebring. U het reg en geregtigheid in Jakob gevestig. Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Moses en Aaron was onder sy priester, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In 'n wolkkolom het God met hulle gepraat en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat hy hulle gegee het. Here ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Prys die Here ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Tot sover ons teksgedeelte vanaand dan in besonder die 8ste vers van hierdie Psalm wat sê: Here ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Ons sing nou saam uit die Psalm uit, vers 1, vers 3 en vers 5. Vers 5 dan ook die beruiming van ons kernvers. By U, Here, is daar vergifnis. Ook al het U trou nie hul straf weerhou. Loof, verhef die Heer, werp heel voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. Psalm 99 vers 1, 3 en 5.
Psalm 99 begin met die woorde, die Here regeer. Vers 4, U is die magtige koning. En dit is belangrik om te weet wat dit dan ook vir ons sê oor hierdie Psalm. Hierdie Psalm, een van die psalms wat gaan oor die koningskap van God, oor God se regering. As jy wil gaan kyk, Psalm 93, 96, 97 en 98, almal koningspsalms wat vir ons vertel oor die koningskap van God en die aard van sy koningskap, hoe God regeer. Nou in kort is dit belangrik om te weet dat hierdie psalms ook vir ons sê hoe God daardie koningskap, die heerskappy tot uitvoering bring. Nou is dit so, broeders en susters, dat as dit by God se koningskap kom, ons nie altyd verstaan hoe God se regering werk nie. Trouwens, iemand het eendag geskryf en gesê, ons kan die vraagstuk van God se verborge raad, ook oor waarmee ons nou besig is in die prediking uit die Dordtse leerreëls, uitverkiesing en verwerping, die verborge raad van God wat daaroor handel en die verantwoordelikheid van die mens, vir onsself kan ons dit nooit oplos nie. Net God kan dit doen. Want daar's nou eenmaal dinge in God se raad wat ons nie met menslike denke kan uitredeneer nie, vir die eenvoudige rede, ons kan God nie in ons menslike verwysingsraamwerk inperk nie. So al wat ons daaroor weet en wat ons daaroor kan ken, is wat God self aan ons openbaar. En belangrik ook binne die Heilige Skrif in die Bybel aan ons geopenbaar het. Ons sê dis God se besonderse openbaring. Nou is dit so, ons het dit in die afgelope paar maande en weke baie gehoor, die remonstrante het dit nie so gedoen nie. Met hulle dwaling het hulle nie gaan werk met wat God geopenbaar het en wat God vir ons gesê het in die Bybel nie. Nee, hulle het op 'n ander manier gewerk. Hulle het op die verkeerde plek gaan soek na die antwoord op hulle vrae. So as ons kan teruggaan en onthou, hoe het hulle gedink oor mense wat tot geloof kom en dan die geloof verloor en die geloof versaak? Het hulle gesê, nee, maar God het hulle uitgekies, maar toe het God hulle gelos. En so kan 'n mens aangaan en dan raak dit nog moeiliker, want hulle het ook gesien wat ons as mense ook sien, en weet die dominees onder ons het dit altyd gehoor, maar wat van die arme boesman in die woestyn? Wat van mense wat nooit tot geloof gekom het nie, nooit van die Here Jesus Christus gehoor het nie? Wat word van hulle? Hoekom gaan hulle verlore? Nou die oplossing van die remonstrante was baie eenvoudig, dat sommige mense is net beter as ander, daarom kies God vir homself die wat waardiger is uit. Nou dadelik klink dit mos nie reg nie. Maar dit was hulle antwoord, en dan gaan hulle net 'n paar entjies verder in hulle geskrifte, dan sê hulle, maar God het niemand in sy genade verbygegaan nie. So hulle weerspreek hulle self eintlik met dit. En nie net met hierdie twee stellings nie, hulle het ook gesê dat God sekere mense sou verwerp het en daarom het God vir hulle sonde gegee. En daarom gaan hulle verlore. Asof God as prys vir iemand sonde sal gee. Maar ek hoop jy sien dit, hulle het gekyk na wat mense doen, wat met mense gebeur en hoe mense lewe, en hulle het hulle antwoord uit mense probeer kry. Hulle het nie gaan soek waar die antwoord opgesluit is nie. Hulle het nie gaan soek in die woord van die Here nie. En daarom het hulle by die verkeerde antwoord uitgekom op die vraagstuk van uitverkiesing en verwerping. Hoekom is sommige mense gered? Hoekom is sommige mense verlore? Nou kom ons gaan terug na die Bybel toe. En Psalm 99 is dit amper asof dit by jou ingehamer word. God is heilig. God is heilig, en die antwoord
op die vraagstuk waarmee ons worstel van uitverkiesing en verwerping, lê juis in God se heiligheid en dat God nie sonde ongestraf sal laat bly nie. Daarom is daar nie net uitverkiesing nie, maar ook verwerping. En dis juis hierdie heiligheid van God en die manier hoe God sy koningsheerskappy tot uitvoering bring. Gaan kyk 'n mens weer na Psalm 99, dan hoor jy by herhaling word daar vir ons iets gesê oor God se regering. Naamlik dat God in sy regering van die skepping en in sy oordeel oor mense heilig is en regverdig is. Ja, nie minder nie as 3 keer in hierdie Psalm word vir ons gesê God is heilig. Nou om presies te weet wat daarmee bedoel word, moet mens gaan kyk na die konteks waarbinne dit vir ons gesê word. God is heilig want God regeer is die eerste ene. Die Here regeer, hy troon oor die hele skepping uit. Hy's verhewe bo alles, aan hom behoort alle mag en gesag. Maar hy's ook die koning wat die reg liefhet en wat die reg tot stand gebring het en wat reg en geregtigheid gevestig het. Daarom is hy ook heilig. En dan belangrik, in ons kernvers word dit vir ons saamgevat, God is heilig, want God is 'n God wat gebede verhoor. Wat gebede verhoor. Ook gebede om skuldvergifnis. Maar wat ook sonde straf. So as die digter vir ons sê God is heilig, bedoel hy dat in die eerste plek God alleen regeer. Hy's bo alles en almal verhewe. Paulus het dit eintlik mooi saamgevat toe hy gesê het: wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Niemand nie. God alleen regeer. En daarom is hy regverdig in sy oordeel oor die sonde. Maar hy's ook genadig. Genadig om ook te vergewe. So as 'n mens dit kan saamvat, stel jouself voor, God wat in beheer is van elke mens se lewe, is ook 'n God wat regverdig oor elke mens se sonde sal oordeel. En belangrik, dit nie ongestraf sal laat verbygaan nie. Nou is dit so dat hierdie regverdigheid van God vir ons baie belangrik is in die vraagstuk van uitverkiesing en verwerping. En ons moet altyd onthou dat God geen sonde ongestraf verby laat gaan nie. Ons moet altyd onthou dat vergifnis beteken nie dat die sonde nie gestraf word nie. Jy kan jou nie op God se barmhartigheid beroep sonder om te weet dat alle sonde verdien die ewige dood as straf nie. Ja, as ons dink ook aan ons versoening met God en wat dit beteken, moet ons altyd onthou dat dit nie beteken dat God nie ons sondes gestraf het nie. Dis die groot fout wat baie mense maak, dink ek, in hulle denke oor sondevergifnis, is dat hulle dink, dit beteken dat my sonde nie gestraf gaan word nie. Inteendeel, ons sonde is reeds gestraf. Waar en hoe? Baie belangrik, God se regverdigheid, God se barmhartigheid, staan nooit in 'n kompetisie met mekaar nie. Want, onthou dit, in ons plek roep ons Here Jesus Christus aan die kruis, Eli, Eli, lema sabachthani, dis my God, waarom het U my verlaat? Elke Sondag bely ons dit, wanneer ons sê dat hy die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Die nagmaalsformulier wat dit keer op keer sê, in ons plek. In my plek het hy 'n vervloekte geword. In my plek is hy aan die vloekhout van die kruis opgehang. Hoekom? Juis om aan die geregtigheid
van God te voldoen, juis om te betaal, sê die katekismus, vir my sondeskuld. En daarin aan die kruis, word God se barmhartigheid aan ons geopenbaar. Maar word dit ook vir ons duidelik gemaak dat God die sonde nie ongestraf laat bly nie. Want die regverdige oordeel oor ons sondes het oor Christus gegaan. Hoekom? Kragtens die regverdigheid van God het die straf van die sonde op hom neergedaal, sodat ons ook kan weet, ons sondes is vergewe. Paulus som dit op 2 Korintiërs 5 as hy sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God dan ook vrygespreek is. Hy sê dit so mooi, hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het, en uit die dood opgewek is. Aan die kruis op Golgotha, daar sien ons hoekom God heilig is. Sien ons eintlik hoe heilig God werklik is, dat hy die straf van ons sondes oor sy eie eniggebore seun Jesus Christus laat gaan, sodat ons ook kan sien hoe dat die regverdigheid en die genade van God mekaar ontmoet. Want God kan met niks minder as volkome geregtigheid tevrede wees nie. Hy is heilig. Maar ons kan met niks minder as God se volkome barmhartigheid en genade in Jesus Christus voor God verskyn. En daarom as ons kan afsluit, ons moet baie versigtig wees. En wanneer ons dink oor uitverkiesing, ons uitverkiesing en die verwerping van God, mense wat verlore gaan, nie die twee teenoor mekaar af te speel nie. Want God is heilig en God laat geen sonde ongestraf bly nie. En in sy verwerping is God volkome regverdig as hy mense laat verlore gaan in hulle sonde. Die verskil tussen ons en hulle is dat God vir ons sy eniggebore seun Jesus Christus gegee het. Hy wat reeds die straf vir ons sondes betaal het. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons almal staan en dan sing ons saam as dankgebed die Onse Vader gebed. Amen.
Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Daarna sing ons saam Psalm 97 vers 7. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.